Here, wat 'n voorreg om vanmôre u goedheid, u grootheid, u majesteit te kan besing. Wat 'n voorreg, Here, om vanmôre opgewonde en bly te kan wees, want die koning van die eeue, die Here van die leerskare, Immanuel, God in ons midde, u is hier vanmôre om uself in oorvloed te openbaar. Dankie vir 'n kans soos hierdie, Here. Word verheerlik in alles wat u doen. Word vereer in alles wat u bewerk. Here, vanmôre wil ons jubel en ons wil juig, want die Here is so goed vir ons. Word verheerlik. Here, sien elkeen raak wat vanmôre hier is, ook hulle wat kyk by wyse van sosiale media. Here, sien elkeen raak. Hoor die noodkreet, hoor die verlange, hoor die hinkering, hoor die geroep uit die binneste. En mag u verheerlik word. Mag u, die koning van die eeue, al die lof en al die eer en al die aanbidding ontvang in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. U kan die sitplekke neem. Loof die Here. Loof die Here. Dis lekker om in die huis van die Here te wees. Lyk my die reën het jou vrymoedigheid weggevat. Dis lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Dis lekker om hier te wees, om broers en susters weer te sien. Dis lekker om mekaar se glimlag te sien. Ons is so dankbaar vir elkeen wat hier is. Nou dis vakansietyd. Dis tyd vir mense om rond te loop en rond te hang en net niks te doen nie en net hulle self af te gee. Selfs vir die wat nog werk, is in 'n toestand van rusteloosheid. En daarom is ons so bly julle is hier. Dankie dat jy nie by die huis bly nie. Dankie dat jy vanmôre hier is. Mag die Here jou in besonder ryklik seën. Nou ek het in die laaste 2 of 3 weke het ons gepraat oor die koms van Christus. Want Desember maand gaan in besonder oor ons herdenking dat Jesus het gekom. Sê bietjie vir jouself, Jesus het vir my gekom. Jy moet dit jouself herinner dat Jesus Christus, die koning van alle konings, het vir jou gekom. En vanmôre gaan ons spesifiek praat oor, want dit is die Sondag voor Kersfees. Nou net vir die wat dalk negatief of krities of wat ook al is, onthou, dit gaan nie oor dag en datum nie. Dit gaan oor 'n viering van Christus. Dit is eintlik amper onwaarskynlik dat dit hierdie tyd van die jaar sou gebeur. Die kans is beter dat dit dalk in September kon gebeur. Maar dit maak nie saak nie. Ons gryp 'n geleentheid aan om aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, die lof en die eer en die aanbidding toe te bring, want die koning het gekom. En hy leef in ons harte. Hy leef in ons lewe. So vandag wil ek met u praat ter voorbereiding van Kersdag, wat in hierdie week plaasvind. Wil ek graag praat oor die redder is gebore, die koninkryk breek deur. En ek glo nie daar's vandag blaadjies nie. So dis vakansietyd. U kan iewers as jy 'n pen en papier het, skryf maar lineer. Jy kan gaan lees daar in Matteus, in die begin van Matteus, ek dink is Matteus 2. Jy kan gaan lees daar in Lukas 2. Jy kan gaan lees daar in 1 Johannes 3. Daar's verskillende gedeeltes in die Nuwe Testament waar jy kan lees oor die geboorte van ons redder. En ek wil net een vers wil ek noem in Lukas 2 vers 11. Hy sê, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore, Christus die Here. Man, dis vir mens so opwindend.
Die verlosser is gebore. Al die profesieë van duisende jare is vervul. God is een van sy woord. As hy beloof het om iets te doen, dan gebeur wat hy beloof. Amen. Nou, as ons hierdie gedeelte gaan lees, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore, Christus die Here, dan kom die hemel eintlik aan. En die hemel kondig die oorwinning aan. Onthou net, as ons lees van die geboorte van Christus, gaan dit nie oor 'n baba in 'n krib nie. Dis bietjie, nou raak hy godsdienstigheid weer moeilik. Luister, dit gaan nie primêr oor 'n baba in 'n krib nie. Dit gaan oor die hemel wat oorwinning oor hierdie aarde kom proklameer. Dit gaan nie net oor 'n geboorte nie. Dit gaan nie net oor 'n kind in 'n krib nie. Dit gaan oor baie meer. Die engele kom nie en hulle kondig aan 'n mooi Kersverhaal nie. Nee. As die engele kom en 'n aankondig maak, dan kondig hulle 'n oorwinning aan. Die Messias, die verlosser, die saligmaker, die redder is hier. En omdat hy hier is daar moontlikhede. Daar's verlossing, daar's vrymaking, daar's uitkoms. Wanneer hulle sê vir julle is 'n redder gebore, dan kom hulle eintlik en hulle sê, daar's iets wat God kom doen het, wat geestelike omwenteling tot stand gaan bring. Die hemel bly stil. Weet jy wat, as jy nou ons sukkel om hierdie begrip te verstaan, maar voor die geboorte van Jesus, was daar letterlik eeue, wat mense min in kontak was met God. En skielik, na die stilte van die hemel, vir eeue lank, breek God sy stilte met 'n aankondiging. Hy breek sy stilte met 'n nuwe openbaring. Hy breek sy stilte met die geboorte aankondiging van Jesus Christus. Hy breek sy stilte aan met oorwinning wat geproklameer is. Duiwel, jy het ingekom by die tuin van Eden, maar jou tyd is verby. Dis oorwinningstyd. Nou, net so terloops tussen my en jou, as jy regtig Pinkster in jou hart is, gedoop is met die Heilige Gees, wanneer God se koninkryk inbreek, dan verander die atmosfeer. Amen. Wanneer die koninkryk van God inbreek in hierdie wêreld in, dan verander mense. Dan verander geslagte. Dan verander die toekoms. Dan verander ons lewenswandel. Wanneer die koninkryk van God inbreek, maak in hierdie wêreld, sal alles verander. Luister, enige iemand wat met die koninkryk van God te doen kry, kan nooit weer dieselfde wees nie, want jy word verander deur hom in wie se teenwoordigheid jy is. Jesus se geboorte gaan nie oor hierdie pragtige, mooi verhaaltjie van strooi en 'n krib en 'n stal. Weet jy wat? Kom ek sê vir u, wanneer ons dink aan die geboorte van Christus, dan kom dit oor die redding van hierdie wêreld. Hy het gekom om te red en te verlos die wat verlore is. En die hele mensdom is verlore. Kom aan. Jesus het gekom om die wêreld te red. Maar hy het nie net gekom om die wêreld te red nie. Hy het ook gekom om die werke van die duiwel te verbreek. Luister, God het nie nodig om hard en kras en bombasties op te tree nie. Hy spreek net 'n woord en alles kom in lyn met sy woord. Hy kom net en hy spreek 'n woord
en Jesus se geboorte kom tot stand. Hy spreek 'n woord as Jesus aan die kruis sterf en hy sê dit is genoeg. Dis genoeg. Vyand, jou werke is verbreek. So dis vir ons die eerste belangrike ding. Wanneer ons dink aan die geboorte van Christus, dan kom die hemel en hy kondig oorwinning aan. Nie net bloot 'n geboorte nie. Tweedens, ek wil net ietsie sê oor die boodskap van die engele. Wanneer hulle die engele kom sê, die koning het gekom. Daar in Lukas 2 vers 10 tot 14. Jy kan iewers 'n aantekening maak. Die eerste, die woorde van die engele bring hierdie volgende 4 dinge na vore. Eerstens sê hy, ek bring vir julle goeie nuus. Luister, kom ons stop gou. Kom ons vergeet van alles. Kom ons dink bietjie hieroor. Wat beteken goeie nuus? Kom aan, dink bietjie hieroor. Jy sit nou nie vanmôre in 'n plek waar daar staan stilte kerk nie. Jy kan dink hier, want jy's in die huis van jou Vader. As die engele sê, ek bring vir julle goeie nuus, dan is dit goeie nuus in die volle sin van die waarheid. Dit maak nie saak van watter kant jy dit benader nie. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Dit is en bly goeie nuus. Die Griekse woord euangelion beteken die aankondiging van 'n nuwe koning se heerskappy. Die heerskappy van die vyand op aarde is verby. Dis nie net een of ander seisoen nie. Wanneer ons praat van die geboorte van Christus, dan praat ons nie, jy weet, as jy 'n boer is, het jy verskillende seisoene. En hierdie geboorte van Christus is nie een of ander seisonale seisoen of fees nie. Dis 'n koninkryksverklaring. Ek bring goeie nuus. Wie's die goeie nuus? Hallo, daar kan nie goeie nuus wees sonder Christus nie. Christus is die goeie nuus. Tweedens, hy sê ek bring vir julle groot vreugde vir al die mense. Wat beteken dit? Hy bring goeie nuus. Hulle bring 'n boodskap, die nuus van groot vreugde vir al die mense. Wat beteken dit? Dit beteken, hierdie nuus is nie net vir die volk Israel nie. Hallo. Hierdie nuus is nie net vir die godsdienstiges nie. Hierdie nuus is nie net vir die uitverkorenes nie. Hierdie nuus is nie net vir die rykes nie. Hierdie nuus is juis vir almal. Die geboorte van Christus is vir elke volk, elke taal, elke familie, elke sondaar. Jy kan hoe ver van God af leef. Hierdie is groot nuus, goeie nuus, en is groot vreugde ook vir jou. Derdens, die engele kom en hulle sê, ek bring vir julle goeie nuus. Groot vreugde vir alle mense. Derdens, vandag is die verlosser gebore. Luister, in die konteks van daai wêreld, as die engele sê, ons bring vir julle goeie nuus, groot vreugde vir alle mense, en vandag is die verlosser gebore. Maar was Christus nie altyd daar nie? Kom aan, ek wil jou nie deurmekaar maak nie. Was Christus nie maar altyd daar nie? Wat sê die Bybel? Kom aan, Johannes 1, kom, jy behoort mos nou al 'n ruk in die kerk. Jy behoort te weet, wat sê Johannes 1? In die begin was die
En die woord was by God. En die woord was, hallo, die woord is God. So, vandag is die verlosser, want Jesus was voor sy koms na hierdie aarde, was hy God. Here, help my. Hy was nog altyd daar. Maar hy kom en hy word in menslike vorm gebore, om hom te vereenselwig met die mens, om te leef tussen ons. Luister, as Jesus kom, die Messias, kom hy nie as 'n helper nie. Hoor mooi, hy kom nie as 'n helper nie. As hy kom, dan kom hy as 'n redder, 'n verlosser, die Messias, die saligmaker. Amen. Hy kom om te red die wat verlore is. Hy kom nie om die mensdom te troos en jou kalm en rustig te maak nie. Nee, hy kom om die mensdom te transformeer. Hy het nie gekom sodat almal gelukkig en vry en vredevol wees nie. Nee, hy het gekom om te verander. Hy het gekom om te red en te verlos en vry te maak, heel te maak. So, die engele kom en hulle sê, ons is hier, en ons bring vir julle goeie nuus, van groot vreugde, veral die mense, want vandag is daar in hierdie stad 'n verlosser gebore. Hy sê, en eer aan God en vrede op aarde. Nou, hierdie vrede, net so terloops, hierdie vrede waarvan die engele hier praat, beteken nie, dis die afwesigheid van probleme nie. Vrede beteken nie die afwesigheid van oorlog nie. Luister, te midde van probleme, te midde van oorlog, te midde van krisisse, te midde van storms, gee hy vrede. Ek weet nie of jy al dit beleef het. Partykeer, ons lewe is mos nie altyd net maanskyn en rose nie. Miskien joune, maar nie almal van ons. Party van ons gaan deur goed. Maar weet jy wat is die wonder daarvan? Is om net voor die Here te kom buig. Sê Here, hier is ek. En ewe skielik beleef jy die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, te midde van al my krisis, al my nood. Here, ek weet nie meer hoe ek hier gaan uitkom nie. Al wat ek weet, U is met my. Eer aan God, want hy regeer. Die teenwoordigheid van die koning, wat elke deel van jou lewe regeer hy. Weet jy wat, en miskien, ek wil dit nie ingewikkeld of gecompliseerd maak nie, maar Jesus Christus moenie net jou verlosser wees nie. Hy moet die Here van jou lewe wees. Wat beteken dit in gewone Afrikaans? As ek hom aanneem as my verlosser en saligmaker, beteken dit hy red my, hy verlos my, hy maak my vry, hy maak my heel, hy maak my nuut. Het jy dit al beleef? Maar dan kom die volgende stap. Here, hier is ek. Kom neem beheer. U is van nou af die Here. Die woordjie Here in Grieks is Kyrios. Dit beteken hy is baas. Meer platvloers as dit kan ek dit nie sel. Hy is baas. Hy is in beheer. Sy teenwoordigheid vul my hele menswees. Oral waar ek kom, is hy in beheer.
U sien, ons as kinders van die Here, ons sukkel so om deur goed te kom. En ek praat nie net van probleme en krisis nie. Ons sukkel partykeer om deur verslawings en vashougrepe en sonde en ongeregtigheid te kom. In plaas daarvan dat hy die Here is in my lewe, waar hy kan heers in elke situasie. As hy heers, ek wil nou nie so reguit met u praat nie, maar luister, as jy 'n man is en hy heers as koning, dan heers hy my lewe selfs as ek 'n mooi vrou sien. Is dit 'n platvloers? Luister, as hy die Here is in jou lewe, dan word niks vir jou 'n krisis nie, want hy is in beheer. En die Heilige Gees is hy klein sagte stemmetjie wat hier van agteraf praat. Jy sê, moenie dit doen nie. Wees versigtig. Pas op hier. Moenie daar gaan nie. Moenie nou reageer nie. So die tweede is die boodskap van die engele. Derdens, die redder is gebore om die werk van die duiwel te verbreek. 1 Johannes 3 vers 8 sê, hiertoe is die Seun van God geopenbaar om die werke van die duiwel te verbreek. Jy sien, die krib en die kruis is dieselfde oorlog. Die krib en die kruis is deel van dieselfde oorlog. Die krib en die kruis. Onthou jy toe Christus gebore is, toe daar mense, die wyse manne, daar in die ooste, hulle is bly en opgewonde, maar op 'n ander plek, is daar ouens wat bedreig word. Die krib en die kruis, is dieselfde oorlog. Die redding, of die redder is gebore, om die kettings te kom breek. Hy het gekom om die onderdrukking te stop. Jesus se geboorte het gekom om die leuen van die vyand vir ewig te vernietig. Hy kom om lig te bring in duisternis. Luister, partykeer dan leef ons en dan dink ons, hierdie duisternis is so oorweldig. Kan ek vanmôre vir u sê, as Jesus Christus die Here van jou lewe is die lig in jou. En dit maak nie saak hoe jy dink daaraan nie, maar die liggie kan maar flou en klein wees, maar as haar lig is, moet die duisternis vlug. En veral as jy 'n Pinksterkind van die Here is, die geboorte van Christus kondig nie net die geboorte van Jesus in 'n krib nie, maar dit kondig ook aan die koms en die werking van die Heilige Gees. Want die redder bring die koninkryk en die Gees vestig die koninkryk. So die derde belangrike ding, na die boodskap van die engele, die redder is gebore om die werke van die duiwel te verbreek. Vierdens, die reaksie van die wêreld op sy geboorte. As eintlik 2 konings, 2 houdings, 2 gesindhede. Eerstens, dink aan Herodes. Dink aan Herodes. As Herodes hoor, dan vul dit hom met vrees. Wie wil my plek inneem? Hy voel bedreig. Wie het gekom om my te vernietig? Herodes voel bedreig omdat Jesus sy wêreldorde kom uitdaag. Selfs vandag nog reageer mense. As Jesus die verlosser, die saligmaker van jou lewe is, wil hy jou nie net red van die verlede nie.
Hy wil op die troon van jou lewe sit, waar hy kan regeer. En as hy die troon, weet jy wat, die grootste stryd, ek kan onthou nog, die dag toe ek my hart en lewe vir die Here gegee het, daar was hierdie groot stryd, wat ek kan kry en wat ek moet prys gee. Daai stryd, as hy die Christus is wat op die troon van my hart sit, is ek nie meer in beheer nie, en moet ek ontslae raak van daai goed. Maar die goed wat ons prys gee, kan nie vergelyk met die grootheid en die majesteit en die heerlikheid van dit wat ons kry nie. Sal ons vandag nog reageer, mense, so. Weet jy wat, as Jesus die Here van jou hart word, dan moet sonde en verderf en ongeregtigheid en liefdeloosheid moet verjaag word. Amen. En kom ons wees gou eerlik. As Jesus die Here van my hart is, as Jesus heers in my lewe, voordat ek Jesus Christus aangeneem het in my lewe, was ek eintlik koning. O nee. Jy was koning, want alles wat jy wou doen, het jy gedoen. Jy neem die besluit, ek is lus vir dit, daarom gaan ek. Ek wil graag dit, daarom doen ek. Kom aan, wees bietjie eerlik. Jy doen net wat jy wil, maar as Jesus Christus die Here van jou lewe word, dan word hy koning. En my koningskap buig voor sy koningskap. So daar is eintlik twee konings. Twee konings. Twee houdings, twee gesindhede, twee geaardhede. Daar is hierdie koning wat bedreig voel deur die nuwe koning. Tweedens, daar is die koning soos die wyse manne. Daai konings soek, hulle harte soek om te aanbid. Weet jy wat, dis my amazing. Onthou net die wyse manne was nie noodwendig Jode nie. Die kans is beter dat hulle nie Jode was nie. Net so terloops. God kan ook deur ander werk wat buite my raampie is. En hierdie wyse man, hulle reis ver. Dit kos hulle iets. Dit kos hulle geloof. Dit kos hulle vertroue. En hulle vra, waar is hy, sodat ons hom kan aanbid? Dis 'n houding. Dis 'n gesindheid. En hierdie houding trek openbaring en leiding aan. Jy sal nooit openbarings van die Here kry as jy nie bereid is om op te offer nie. Die vraag van Kersfees is jy nog 'n Herodes of het jy al verander na 'n wyse man? Is jy nog 'n Herodes? Jou wil geskied. Of is jy al 'n wyse man? Waar is hy? Ek wil hom aanbid. Al kos dit iets. Ek wil jou vanmôre vra, maak jy plek vir die koning, of verwerp jy hom stil? Ek is 'n kind van die Here. Ek kan onthou toe ek 'n kind was. In die tyd toe ek my lewe vir die Here gegee het, het die pastore dan wild en wakker gepreek. Hulle het so gepreek oor die hel, jy het dit geruik. Jy het dit gevoel. Jy het die hitte en die skroei beleef. Maar hulle het die mense so bang gemaak, dat mense uit vrees die Here aanneem. Maar die Here het nooit die Here geword nie. Die vraag is,
Is hy jou koning? Of is jy nog koning? Vyfdens, ek wil begin afsluit. Die vyfde ding wat ons hier sien, is die stal en die koning. God se koninklike strategie. Die eerste belangrik ding, die koning van die konings, Jesus Christus, hy kies 'n stal en nie 'n paleis nie. Daar kan nie meer eenvoudig wees as 'n stal nie. Ek weet nie of jy al met vakansie is. Was jy al met vakansie dat jy nie in selfs die eenvoudigste blyplek jy gaan bly nie, maar jy bly tussen die diere in 'n stal? Ek kan onthou een keer maak ons 'n bespreking om in Beaufort Wes te gaan oornag. Ons het nie die plek geken nie, ons sien net hierdie pragtige foto's. Maar toe ons daar stop en daai hek gaan so oop, stadig en rukkerig, gaan hy so oop. Toe sê my dogter vir ons, los my maar hier buite, ek gaan nie saam met julle binne toe nie. Toe hulle die plek sien, en sien hoe dit op die grond lyk, toe sê hulle, ons klim nie uit die kar uit nie. Maar weet jy wat? Dit was 'n blyplek. Veronderstel, jy moet saam met die diere in 'n stal bly. Hallo? Pastoor, ons leef in 'n moderne era. Weet jy waar, dit gaan nie oor die era nie. Dit gaan oor wat jou oortuiging is. Die koning kies 'n stal eerder as 'n paleis. Jy sien, God se geregtigheid begin waar die wêreld se waardes omgekeer word. Die wêreld kies mag en gesag en geld, terwyl die koning kies nederigheid. Die wêreld kies status en aansien, terwyl die koning kies diens. Hy het nie gekom om gedien te word, maar om te dien. Dis 'n moeilike ding. Hy kies om te dien. Die wêreld kies rykdom en geld en weelde, maar die koning kies die eenvoud. Die koning kies 'n stal en nie 'n paleis. Tweedens, die geboorte toon sy hart vir gebrokenis. Weet jy, 'n stal is 'n plek. Ek weet nie wanneer laas was jy in 'n stal nie. Maar dit ruik nie baie lekker in 'n stal nie. Hallo? 'n Dier het geen ontsag van wat hy waar doen nie. Ek kan onthou, 'n hele klompie jare terug, is ons op 'n sendingtoer. En daar sulke huisies, sulke rondaweltjies, kom ons noem dit maar so, wat eintlik met modder gebou is. En in die aand word die skape en die bokke in daai modder ingejaag. Vir meer as een rede. En dan slaap die eienaar saam met hulle binne in daai modder. En een van die mans vra vir hierdie eienaar, hoe maak jy dit saam met die diere? En hy het seker nie mooi verstaan nie, maar hy sê, nee, hulle maak dit. Hulle maak dit. Luister, ek wil vanmôre vir jou kom sê, die stal is 'n plek van reuk, van rommel, van ongemak, van chaos. En jy's daar, kies die redder om te wees. Hy skram nie weg van rommel in jou lewe nie. Hy skram nie weg van ongemaklike situasies waardeur jy gaan nie.
Hy skram nie weg deur krisisse wat jy beleef nie. Skram nie weg van die goed wat jy dink verkeerd is. Was 'n boodskap van die stal. Luister. God ontmoet jou waar jy is. Nie waar jy veronderstel is om te wees nie. Hy ontmoet jou nie waar jy behoort te wees nie. Hy ontmoet jou waar jy is. En hy aanvaar jou net soos wat jy is. Maar hy is so lief vir jou, hy los jou nie soos jy is nie. My laaste punt. Die koninkryk breek deur. Wat is die praktiese implikasie van die geboorte van Christus? Wat is die praktiese daarvan dat die koninkryk breek deur, die Messias, die Christus is gebore? Wat beteken dit prakties vir ons? Eerstens, die lig breek deur in duisternis. Weet jy wat, wanneer die redder geboorte word, dan moet donkerte vlug. Die oomblik as daar lig is, word die duisternis bedreig. Tweedens, hoop breek deur wanhoop. Weet jy wat, as ek dink aan daardie tyd, toe Jesus kom, het almal geleef onder die juk van die Romeine. Maar as Christus kom, dan bring hy hoop in wanhoop. Die wêreld was onder hierdie aaklige Romeinse onderdrukking, maar Jesus bring hoop. Daar's meer om vooraf te wag. Nie net bring hy hoop in wanhoop, hy bring genesing deur gebrokenheid. Weet jy wat? As ek dink aan Jesus Christus, die Bybel sê, oral waar hy gekom het, het hy goed gedoen, mense aangeraak, hulle van hulle siektes genees en van die bose bevry. Sien, as Jesus in jou midde kom, dan word alles heel. Vierdens, God se teenwoordigheid kom naby. Hy word nie verniet genoem Immanuel nie. Immanuel beteken nie net God met ons nie, maar dit beteken ook God binne in ons deur sy Gees. En weet jy wat? Voor Jesus gekom het na hierdie aarde toe, was daar eintlik 'n groot kloof tussen Jode en ander volke. Maar as Jesus kom, dan breek hy daai skeiding. En hy breek dit af. Die skeidingsmuur tussen Jode en ander word afgebreek. Sy geboorte is vir alle mense. Sy eerste aanbidders was die wyse manne wat nie Jode was. Ek wonder of ek dit mag sê. Wie het Jesus se kruis gedra? Kom aan, help my. Wie het Jesus se kruis gedra? Toe hy nie meer kon nie. Waar het hy vandaan gekom? Hy kom uit 'n omgewing wat nie Jode is nie. 'n Nuwe tyd breek aan. Die geboorte van Jesus. Ek wil vanmôre vir jou sê, die geboorte van Christus bring skeiding. Hierdie wêreld sal nooit weer dieselfde wees nie, want Christus is gebore. Weet jy wat? As ek sê nuwe tyd breek aan. In hierdie week praat ek, of 'n week terug, praat ek met iemand en hy sê, hy kan nie verstaan hoekom dit nou Kerstyd is nie. Wie besluit dis Kerstyd? En ek antwoord hom en hy sê, ja, maar dis 2025. Ek sê, ja, waar kom dit vandaan? Hy sê, hy weet nie. Ek sê, die begin en die einde van alles
is deur Christus. En as jy vandag van tyd praat, praat jy of van voor Christus of na Christus. Ons is 2025 na Christus. As dit jou nie opgewonde maak nie, gaan niks jou opgewonde maak nie. Die geboorte van Christus verander die totale geskiedenis. Alles word in twee gedeel, voor Christus en na Christus. Die wêreld voor Christus en die wêreld na Christus. Ek wil dit van toepassing maak. Ek wil vanmôre vir jou vra. Hoe kan ek en jy Jesus Christus ontvang? Hierdie redder, hoe kan ek hom ontvang? Eerstens, jy moet hom aanvaar as jou verlosser en saligmaker. Weet jy wat? Hierdie tyd, Kerstyd, gaan nie oor mooi liggies en wat ook al nie. Kerstyd sê, die verlosser is hier. Die verlosser is hier. En kan ek vanmôre vir julle kom sê, omdat die verlosser hier is, kan hy nog red die wat verlore is. Dis nie moeilik nie. Die eerste belangrike ding, Kersfees gaan nie oor geskenke nie. Kersfees gaan oor die geskenk wat God die Vader gegee het. Hy het hom gegee om my te red. En al wat ek en jy moet doen, dit wat Jesus kom doen het, moet ek my eie maak. Ek moet hom aanvaar. Tweedens, ek maak hom die koning oor elke area van my lewe. Moenie net ruimte maak vir Jesus nie, maar maak Jesus Christus die Here. Jy moet uitkom by die plek soos wat Paulus gesê het, vir my is die lewe Christus. My lewe draai om Jesus Christus. Derdens, ek aanbid hom soos die wyse manne. Nou, ek wil nou nie baie sê oor aanbidding nie, maar aanbidding vra tyd. Aanbidding vra jou beste. Aanbidding vra jou oorgawe. Aanbidding vra jou fokus op hom. Vierdens, laat toe dat sy lig elke donker hoekie van jou hart verlig. Laat toe dat hy wie die lig is. Die Bybel sê, waar hy is lig. Soos hy in my hart is, wat is in my hart? Lig. En daar's geen plek vir duisternis nie. Laastens, ek ontvang die vrede wat hy bring, selfs in storms. Weet jy wat? Sy vrede is nie omstandighede afhanklik nie. Sy vrede is teenwoordigheidsafhanklik. Dit beteken, as hy teenwoordig is, het ek vrede. As ek ver van hom af is, het ek geen vrede. En ek wil vanmôre jou aanmoedig, in hierdie tyd, hierdie kans wat jy het, wil jy nie vanmôre weer opnuut vir die Here sê, net daar wees, miskien moet ons, net om jou te help, net 'n oomblik vra, sluit jou oë asseblief, niemand kyk rond nie. Jesus die redder is gebore. As jy vanmôre hier sit en jy is nie seker dat Jesus die Here van jou lewe is nie, wil jy nie net daar waar jy is, net vir die Here kom sê, Here, ek wil U innooi, nie net as die verlosser en saligmaker nie, maar ek wil U innooi, neem beheer oor my lewe. Vandag is my redder ook die Here van my lewe. Tweedens, as jy vanmôre hier sit, sê pastoor, ek gaan deur vreeslike goed. Die vyand val my aan vanuit verskillende rigtings. Kan ek vanmôre vir jou sê, Jesus het gekom om die planne van die duiwel te verbreek.
Ek wil vanmôre saam met jou bid, dat die Here jou sal bevry, die Here jou sal verlos, dat sy geestelike lig sal inkom en genesing en herstel en vrede bewerk. Ons spreek oor jou uit, vryheid, in Jesus naam. Sê vanmôre hier sit en sê, pastoor, ek sukkel eintlik met myself. Ek is eintlik soos 'n Herodes. Ek voel bedreig as die Here met my wil praat. Net daar wie sê, Here, ek gee oor. Ek gee oor. Het gaan nie meer oor my nie, het gaan oor U in my. Ek wil U die koning van my lewe maak. Ek wil U toelaat om die troon van my hart oor te neem. Miskien sit jy vanmôre hier en sê, Here, my hart en my lewe het geen vreugde nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, die engele het gesê, hulle bring goeie nuus, 'n blye boodskap, 'n vreugde boodskap. Here, ons wil bid dat U elkeen se hart sal genees, hulle gedagtes sal genees, en vreugde en blydskap en oorwinning sal bewerkstellig. Laat die Heilige Gees die vrede en die blydskap van God se koninkryk herstel in elkeen se lewe, in Jesus naam. Dankie daarvoor. Dankie Vader, dat ons die naam van Jesus Christus oor elkeen kan uitroep, in Jesus naam. Amen. Ek wil graag vanmôre, voordat ons gaan afsluit, ek wil